IFSA, Prosperity in Progress. Jy is geskakel op Groot Plaas saam met ons in die ateljee vandag weer Frikkie van Loggerenberg. Hy is die hoof van beleggingsstrategie en uitvoerende beampte by IFSA. Frikkie, goeiemôre en welkom terug hier by ons. Môre Doopie, gaan goed, dankie met jou man. Lekker, altyd lekker as jy kom kuier. So kom ons skop so 'n bietjie af. Ons praat altyd 'n bietjie finansiële beplanning, maar hoe kan landboueienaars verseker dat hulle harde werk beskerm word wanneer 'n mens kyk in terme van generasiewelvaart spesifiek? So Doopie, jy kan sien hoe hard werk ons boere, ons landeienaars al vir jare en jare en jare en dit is altyd maar 'n kuns om daai tweede, derde generasie oor te laat neem en dit na die volgende vlakke toe te neem en daar's nou 'n paar dingetjies wat 'n mens sonder twyfel moet nou kyk en wat help om daarby uit te kom. Die eerste een is natuurlik jy moet 'n testamentêre en 'n boedelbeplanning doen. So al doen jy niks uit 'n struktuuroogpunt uit nie, dit wat jy in jou beheer het is jy kan 'n testament optrek en sê dit is jou wense en jy kan die sommetjies maak om te sien wat is die implikasies van wat nou gebeur as jy tot sterwe sou kom. Die tweede punt is dat boere of landboueienaars, net soos besighede, hulle boerdery so moet hanteer dat hulle ordentlike bestuurstrukture, besluitnemingsstrukture, dokumentasie in plek moet hê om die strategie nou basies oor te dra. En saam met dit moet die volgende generasie van vroeg af stelselmatig betrokke raak om te sien wat gebeur daar, so wat moet in sekere situasies gebeur, want daai ervaring wat jy oor jare en jare en jare opbou, jy kan dit nie uit 'n boek uit leer nie, jy moet maar tyd daar spandeer en dit is van die belangrike punte. So as ons nou praat oor algemene vrae wat julle in die netwerk kry, wanneer julle met grondeienaars gesels oor boedelbeplanning, wat is hierdie algemene vrae? So Doopie, die belang, of nie die belangrikste, die grootste of die mees algemeenste vraag is hoeveel kos dit? Dit is altyd 'n ding. So ons sê altyd daar's 'n paar kostes. Nou die eerste gedeelte is as jy ons by IFSA doen boedelontledings heeltemal gratis. Dit kos nie 'n sent om dit daarby uit te doen nie of daarby uit te kom om die somme te doen nie. Maar as jy nou met strukture bymekaar sit of implementeer, natuurlik is daar nou struktureringskostes ensovoorts wat 'n mens moet kyk, maar dit is nie so buitensporig soos wat 'n mens dink nie. En dit vat ook nie so lank om hierdie situasie bymekaar te kry nie. En dan die derde koste wat 'n mens moet na kyk is daar is as jy wel strukture het of jy het nie strukture nie, daar is kapitaalwinsbelasting wat definitief daar uiteen sit en daar is 'n boedelbelasting kwessie wat 'n mens moet na loer. So dit is jou kostes en jy kan kies of bestuur hoeveel jy wil betaal, as ek dit so kan sê. So ons het al voorheen ook daaroor gepraat, maar jy het al genoem dat belasting en likwiditeitsbestuur van kardinale belang is wanneer daar boedelbeplanning gedoen word. Geef ons 'n praktiese voorbeeld dalk. So Doopie, ek sê altyd as jy nie jou likwiditeit, as daar nie genoeg kontant in die boedel is nie. Nou het jy hierdie verskriklike bates wat jy nou gaan erf as 'n gesin of as 'n tweede generasie van welvaart, maar daar's nie kapitaal of kontant om die boedel af te handel. So jy moet nou gaan staan en bates verkoop of skuld maak of wat ook al die geval is om nou hierdie gedeeltes te delg. En saam met dit, jy as die persoon of die primêre persoon wat nou die welvaart wil oorhandig, jy het 'n sekere idee in jou kop wat jy wil laat gebeur met jou grond of met jou plaas of met daai legacy soos die Engelsman sê. En as jy as hulle nou moet gaan staan en bates verkoop en daarby uit te kom, dan gaan dit nou nie uiteen sit nie. En die volgende punt ook is as jy nie jou strukture of jou belastingstrukture reg het nie, daar is partykeer 'n twis in die familie as jy nou tot sterwe kom, want die ene kry die grond, die ene kry 'n paar polisse, maar die grond se waarde het baie hoër as die polisse, dan veroorsaak dit nou onenigheid. So as jy nou nie daai belastings en daai likwiditeit gaan staan en beplan nie, het jy moeilikheid. Dit is of dit kan potensiaal moeilikheid veroorsaak. Frikkie, so kom ons eindig 'n bietjie af. As iemand met julle in kontak wil tree, hoe maak hulle? So SMS die woord kontak na 48422 en dan staan ons reg om lekker te gesels. Altyd 'n plesier, Frikkie, dankie dat jy kom inloer het. Dis hoof van beleggingsstrategie en uitvoerende beampte by IFSA, Frikkie van Loggerenberg. Soos wat jy gehoor het, as jy wil uitreik na IFSA toe en met die mense daar gesels, baie maklik SMS die woord kontak na 48422.